Ons golfdag, goed, so Saterdag wat nou kom, is die groot golfspeel. Daar is nog 5 vierballe oop, so asseblief mense wat nog wil speel, asseblief stuur net vir my 'n WhatsApp, dan kan ons julle boek en vir julle 'n vierbal boek. Jy kan na die tyd ook met my praat as jy net wil name vasmaak. Ek kan die lysie so ek sal dit net opskryf. En dan 19 September is Andries Vermeulen dan nou weer by ons, want gaan hy dan by ons wees, so asseblief stuur dit uit vir almal, laat hulle daai dag kan by mekaar kom hier by ons, en ek dink dis al ons afkondigings vir die dag. Goed, ons maak dit gou toe die oop. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom in U huis weer. Dankie dat ons hier kan wees met 'n afwagting en met 'n hart wat 'n boodskap van U wil hoor. Ons vra dat U Abraham se boodskap sal seën en ook so sal gebruik, dat dit suiwer woordgebaseerde boodskap sal wees, Heer, nie net hier by ons nie, in ons kerk nie, Heer, maar ook so op enige plek op hierdie land waar U boodskap uitgesprei word, U evangelie vertel word vir mense van, sodat hulle die mense kan besef uit wat se genade ons hier is in die verhouding wat ons met U het, Heer. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Ons vra dat U die diens sal seën, dat dit sal gaan tot die verheerliking van U naam en die uitbreiding van die koninkryk alleen. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Dan kan ons staan, ons gaan 'n paar liedjies sing. Wie regeer, wie is in beheer, wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom,
holy, 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 I want to see you. Hemelse Vader, ons wil vanmôre stil word voor U, soos ons nou gesing het, U is heilig. Die heilige God, U wat almagtig is. En tog roep U elkeen van ons, en U wil in 'n verhouding met ons leef. En vanmôre, wat 'n voorreg is dit, dat ons hier in die huis by mekaar mag kom. Wat 'n voorreg, dat ons weer mag kom stil word voor U. En Here, my gebed is dat U vanmôre met elkeen van ons sal spreek, dat U vir ons 'n hart sal gee, wat waarlik ontvanklik is vir die woord, dat ons nie net sal hoor wat U vir ons sê uit die woord nie, maar Here, dat dit ons harte en ons lewens sal verander, en dat ons sal uitgaan en in 'n wêreld sal gaan leef wat so deurmekaar is, en in daardie wêreld sal gaan uitleef, wat dit beteken om kind van God te mag wees. Ja, Here, dat ons dit in U krag sal doen, nie in ons eie krag nie. Maar Here, waar ons nou so gaan stil word voor U, maak elkeen van ons stil, vat weg dit wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat elkeen van ons vanmôre waarlik sal hoor wat U vir ons wil sê, en ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Vanmôre is, soos Jaco gesê het, is Vrouedag, en die meeste mense sou dink, dat ons vanmôre dalk oor Rut of oor Esther of oor Maria of een van die bekende vroue in die Bybel daar so bietjie sal stil gaan staan. Maar vanoggend gaan ek in hierdie gedeelte wat ons gaan lees, wil die Bybel ons voorstel aan 'n vrou wat ons baie keer as gelowiges nie eers ken nie. As ek haar naam gaan noem, gaan baie dalk sê, ek het daar nog nooit eers raak gelees nie, want daardie gedeelte in die Bybel wat ons hier gaan lees, in hierdie moeilike gedeelte van Israel se geskiedenis, lees mens oor daardie gedeelte en mens sien dit, maar dit is so maklik dat dit sommer by jou verbygaan, sonder dat dit werklik eers by jou vassteek. Maar tog is haar optrede in hierdie verhaal so van aard, dat haar naam vir ewig in die Bybel opgeteken word. En as ons vanmôre so na gaan kyk, en haar naam is Rispa, en ek weet nie wie wat hier sit ken haar nie, weet van haar nie, want sy is een van daai wat ons maklik mislees. Maar tog gaan ons sien iets in hierdie verhaal, en hoewel die preek nie vanmôre oor haar gaan nie, maar is sy 'n gedeelte in hierdie preek, wat duidelik vir ons iets wys van haar karakter ook. En as ons hier in 2 Samuel 21 gaan ons vanmôre lees, maar ons gaan net saam lees daar van die 10de vers af. Maar net so as agtergrond, laat ons verstaan waar hierdie gedeelte inpas. Gaan ons sien, hierdie is in 'n gedeelte waar Dawid koning is. En daar is 'n droogte in Israel, 'n hongersnood. Maar dis nie 'n kort droogtetjie nie, dit hou nie vir 1 jaar nie. Nie vir 2 jaar nie, dit hou vir 3 jaar aan. En ek weet, hier sit baie boere hier in die kerk. En julle weet presies wat beteken dit as daar vir 3 jaar so droogte is. En as ons in hierdie gedeelte gaan ons sien dat dan lees ons dat Dawid verstaan nie hoekom hierdie droogte hier is nie. Maar Dawid, soos wat ons altyd sy hart ken, 'n man na God se hart, gaan na God toe, as ons lees daar sommer in die eerste vers van 2 Samuel 21, dat hy het na God genader. Want Dawid wil weet, hoekom is hierdie droogte? En dan openbaar God aan Dawid wat hier aangaan. Dit gaan oor iets wat Saul gedoen het, oor 'n verbond wat daar was, en wat hy verbreek het. En daarom is hierdie droogte, omdat dit nog nooit reggestel is nie. Want sien, jare tevore het Joshua
In die Here se naam het Israel 'n verbond gesluit dat hulle die Gibeoniete nie sal doodmaak nie. Maar wat gebeur? Geslagte later kom Saul. En tydens sy regering wil hy dan hierdie Gibeoniete uitroei. En Saul is dood. Dawid is koning. En nou, tydens Dawid se regering kom hierdie ou gebeure weer na vore. En dan kry Dawid hierdie antwoord dat dit reggestel moet word. En daarom gaan hy na hierdie Gibeoniete. En hy vra vir hulle, wat moet ons doen om hierdie reg te stel? En Dawid sou gedink het, dalk kan hy hulle goud en silwer gee. Maar die Gibeoniete sê nee. Hulle stel nie belang in goud en silwer nie, hulle stel ook nie daarin belang om ander mense in Israel dood te maak nie. Hulle soek uit die geslag van Saul 7 manne. En daardie manne moet tereggestel word oor hierdie verbond wat daar verbreek is. En dan sien ons hoe moeilike deel hierdie is. En dan gebeur dit so dat hierdie 7 manne tereggestel word. En nadat hierdie 7 manne tereggestel is, verskyn hierdie vrou wat se naam Rispa is op die toneel wat ons vanmôre van gaan lees. En wat sy daarna doen is so merkwaardig dat sy tot vandag toe ons vir haar in die Bybel van haar kan lees, omdat haar naam hier opgeteken is. En hierdie verhaal wys egter vir ons en gaan nie oor Dawid of oor Rispa nie, maar dit wys vir ons iets van wie God is. En mag dit wees dat ons vanmôre almal hieruit ook iets sal sien oor die karakter van God. Ek lees vir ons saam uit 2 Samuel 21 van die 10de vers af. En Rispa, die dogter van Aja, het 'n sak geneem en dit vir haar oopgespan op die rots, van die begin van die oes af totdat daar water uit die hemel op hulle gegiet het. En sy het die voëls van die hemel oordag nie toegelaat om op hulle te gaan sit nie, en ook nie die diere van die veld in die nag nie. En toe aan Dawid meegedeel is wat Rispa, die dogter van Aja, die byvrou van Saul, gedoen het, het Dawid gegaan en die bene van Saul en die bene van sy seun Jonathan van die burgers van Jabes in Gilead gaan haal, wat dit van die plein van Bet-san gesteel het, waar die Filistyne hulle opgehang het op die dag toe die Filistyne Saul op Gilboa verslaan het. En hy het die bene van Saul en die bene van sy seun Jonathan daarvandaan weggebring, en hulle het ook die bene van die wat opgehang is versamel. En die bene van Saul en van sy seun Jonathan in die land van Benjamin in Sela, in die graf van sy vader Kis begrawe. En hulle het alles gedoen volgens die bevel van die koning, en daarna het God hom oor die land ontferm. As ons sien hierdie gedeelte wat ons gelees het, is nie waar Rispa se verhaal begin nie. Daar sien ons wel waar sy op hierdie rots kom sit na hierdie gebeure afgespeel het. Maar haar verhaal begin eintlik 3 jaar tevore. Daar is hierdie hongersnood in hierdie land wat ons gesien het, wat aanhou en aanhou. En Dawid gaan soek die Here se teenwoordigheid. En hierdie is dalk 'n klein sinnetjie wat mens sommer hier in die eerste vers lees, maar dit wys vir ons eintlik die hart van Dawid. Want Dawid besef, hier is hierdie droogte wat vir 3 jaar aanhou. Ek weet nie hoekom dit aanhou nie. Geen mens kan vir my sê hoekom dit aanhou nie. En daarom gaan hy na die Here toe, want hy weet dat die Here weet hoekom dit gebeur. En wanneer hy so na God toe gaan, en hier moet ons nou daaraan dink, Dawid is hierdie magtige koning. Hy het al hierdie mense rondom hom, hy kan bevele gee, hy kan planne maak. Maar Dawid kom ook in 'n situasie waar hy besef, my eie vermoëns is nie meer genoeg nie. En toe soek hy die Here op. En is dit nie wonderlik as ons hier sien, hy gaan soek nie self antwoorde by mense soos wat ons baie keer soek as daar iets in ons lewe gebeur wat ons nie weet hoekom gebeur dit nie. Nee. En dan, wanneer hy so voor die Here kom, want hy weet die Here sal vir hom die antwoord kan gee. En dit is wat geloof is.
Geloof is wanneer ek na God toe gaan, wanneer daar dinge in my lewe gebeur, wat ek nie verstaan hoekom nie. Want ek weet God is in beheer. En ons almal was al op daardie plekke in ons lewe. Elkeen wat hier sit was al op 'n plek in sy lewe waar hy gevra het, waarom gebeur dit met my? Of, waarom het my lewe so verloop? Hoekom het dinge nie uitgewerk soos ek gedink het nie? Hoeveel keer het ons al gewonder, waarom antwoord God my nie? Waarom verander dinge nie in my lewe nie? Waarom moet ek so lank wag? En daar's niks verkeerd daarmee om vrae te hê nie. Maar die belangrikste ding is, wat doen ons met daardie vrae? Waarheen neem ek my vrae? Dawid vat sy vrae na God toe. En wanneer Dawid vir God hier vra vir 'n antwoord, gee God vir hom 'n antwoord. Maar hierdie antwoord wat God vir hom gee, is nie 'n antwoord wat sy situasie makliker maak nie, inteendeel. Hier kom 'n moeilike besluit wat hy moet neem, want hierdie verantwoordelikheid word nou op hom geplaas om hier reg op te tree. En hier sien ons nog iets van Dawid wat 'n man na God se hart is. Wanneer Dawid vir hom hierdie antwoord gee, probeer Dawid nie God se antwoord verander omdat hy nie daarvan hou nie. Dawid sê nie, Here, ek verstaan nie hoekom hierdie nou moet gebeur nie. Hy sê nie, Here, kan nie asseblief vir my 'n ander antwoord gee nie. Nee, hy luister en hy tree op. En dit is waar gebed in ons lewe meer as net woorde word. Ons sien Dawid bid. En dan antwoord God vir Dawid. En Dawid luister na wat God sê. En Dawid tree op. En ons wil soms sê, gebed moet beteken, Here, verander net my omstandighede. Ons wil dit so baie keer maar net hê. Maar soms gebruik God reeds ons omstandighede en hy gebruik ons gebed om vir ons te wys, net soos vir Dawid hier, kom saam met my en kom kyk wat hier aangaan. Want dit is wat God daar vir Dawid gesê het. En soms moet ons dinge in ons eie lewe regstel wanneer God met ons praat. Soms moet ons vergewe. Soms moet ons erken dat ons houding verkeerd is. En soms moet ons ophou om ander mense te blameer. En soms wys God vir ons iets waar ons graag eerder iets anders sou wou sien. Maar in hierdie gedeelte sien ons net weer by Dawid ook hoe dit beter is om die waarheid voor God te ontmoet as om met verkeerde dinge in jou lewe voort te leef. En daarom is Dawid se voorbeeld vir elkeen van ons so belangrik. Want wanneer jy nie verstaan nie wat in jou lewe gebeur nie, gaan soek die antwoord by God. Moenie probeer om net vinniger te hardloop en die lewe self uit te sorteer nie. Moenie probeer om net dink jy gaan deur harder te werk dinge reg kry nie. Moenie al die mense om jou vra wat hulle dink, wat hulle opinies is nie. Nee, soek die Here. Vra hom. Luister as hy met jou praat. En dan die belangrikste, wees bereid om te doen wat hy van jou vra. Want gebed gaan nie in die eerste plek oor Here, doen wat ek wil nie. Maar dit gaan oor Here, wys my na U wil. En dan sien ons hierdie saak met die Gibeoniete herinner ons aan iets so belangrik oor God. Want jare het reeds verby gegaan. Die mense het lankal vergeet van daardie verbond wat daar gesluit was, want geslagte het verander. Maar God vergeet nooit wat hy gesê het nie. En in die dae van Josua sien ons is hierdie verbond gemaak. Israel het in die naam van die Here beloof dat hulle die Gibeoniete sal beskerm. En wat doen Saul? Hy oortree en hy verbreek daardie verbond. En wat sou mense sê? Ag, dis iets in die verlede, dis 'n saak wat lank terug is. Maar vir God is iets nie sommer net iets in die verlede nie. Hoekom nie? God is getrou. Wat hy sê bly waar. En dit bring ons vandag by 'n belangrike waarheid wat elkeen van ons moet weet. Want as God net sy woord oor oordeel en sonde onthou het, dan moes elkeen van ons vanmôre baie bang gewees het. Maar dieselfde God wat sonde ernstig opneem,
is die God wat sy belofte aan sy kinders hou. En daarom kan elkeen van ons vanmôre ook weet, wanneer God vir ons sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, verander daardie belofte nie omdat ek in moeilike omstandighede is nie. Wanneer Jesus sê, die een wat na my toe kom sal ek nooit uitwerp nie, verander daardie belofte nie omdat ek vandag swak voel nie, want ons gevoelens kan verander, ons omstandighede kan baie keer verander, ons geheue kan val, maar een ding wat ons aan kan vashou is dat God se getrouheid verander nooit nie. God bly God, en daarom kan ons hom vertrou. En miskien is dit een van die redes waarom hierdie verhaal vir ons vandag nog so belangrik is. Want ons leef in 'n wêreld waar mense so maklik vergeet. Mense vergeet so maklik wat hulle beloof het. Mense vergeet wat ander mense vir hulle gedoen het. Mense vergeet selfs wat God vir hulle gedoen het. Maar God vergeet nie. God vergeet nie sy woord nie. Hy vergeet nie sy beloftes nie. En hy verloor ook nie beheer oor dinge wat vir ons verlore lyk nie. En dit beteken nie dat ons altyd sal verstaan hoekom God sekere dinge in ons lewe toelaat nie, maar dit beteken wel, ons kan hom vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. En nou kom ons by hierdie vrou wie se naam ek in die begin van hierdie verhaal gesê het, amper so ongemerk verbygaan as mens dit lees. Want as ons daar in vers 6 lees, dan sien ons hoe pas sy in hierdie verhaal in. Want daar staan, laat 7 manne van sy seuns aan ons gegee word, dat ons hulle voor die Here kan ophang in Gibea van Saul, die uitverkorene van die Here. En dan sien ons hoe Dawid vir Mephiboset, Jonathan se seun wat ons al gesien het, wat hy ook 'n verbond mee gesluit het, hoe hy hom red hiervan en hom nie oorgee nie. Maar hy gee wel hierdie vrou Rispa se 2 seuns, is 2 van daardie 7 wat hier oorgegee word om tereggestel te word. En ons sien hier in vers 8 dat haar 2 seuns Armoni en Mephiboset oorgegee word. En dis waar hierdie vrou se verhaal begin, want ons lees daar in Rispa, die dogter van Aya, het 'n roukleed geneem en dit vir haar oopgespan op die rots. Daar waar haar seuns hang, waar hulle opgehang is om te betaal vir die verbond wat verbreek is, het hierdie vrou gaan sit op 'n rots en sy daar bly sit. En die voëls het gekom en sy het hulle weggejaag dat hulle nie in die dag haar seuns se liggame daar sal aanraak nie. En in die nag het sy die wilde diere verjaag. En ons lees sy het dit dag na dag gedoen. Nag na nag, sy bly daar. Die Bybel sê nie vir ons presies hoe lank dit was nie, maar as mens kyk dat dit van die oesdag was tot die reën geval het, dan was dit 'n lang tydperk wat sy dit aanhou doen het. Want sien, omdat hierdie manne, 7 manne moes betaal vir die verbond wat verbreek is hulle liggame nie daar afgehaal nie. Hulle moes daar bly hang. So daar was nog 'n vernedering wat daar was. En hierdie vrou weier om haar seuns nog verder te laat verneder. En daarom sit sy daar. En ons weet nie wat sy gevoel het nie. Ons weet net wat sy gedoen het. Die Bybel gee nie vir ons meer detail nie. Ons lees net daar, sy het nie weggegaan nie. En dis wat hierdie vrou se verhaal so treffend maak. Sy kon maar gesê het, alles is verby. Ek kan niks verander aan my seun se lot nie. Sy kon gesê het, ek kan dit nie meer hanteer nie, ek gaan maar weggaan. Maar sy probeer haar nie van hierdie situasie losmaak nie, sy bly. Al kan sy nie die verlede verander nie. Al kan sy nie hulle dood verander nie. Al kan sy nie die besluite wat geneem is terugdraai nie. Maar sy kies wat sy gaan doen en sy bly. En daarin is die soort liefde wat nie baie praat nie. Dit word net gewys deur haar teenwoordigheid, deur haar getrouheid, deur haar volharding. En net deur daar te bly. En dan sien ons hoe iets gebeur daar. Dat hierdie vrou wat so daar bly, verander nie die situasie dadelik nie. En miskien moet ons iets leer uit hierdie gedrag van haar. Want is dit nie iets wat ons as mense ook moet hoor nie?
Ons dink soms dat geloof net groot dinge moet doen. Groot woorde, groot dade, groot oomblikke. Maar is geloof nie baie keer maar net daai eenvoudige ding wat jy doen nie? Is dit nie daardie persoon wat maar net aanhou bid? Of daardie een wat maar net aanhou om vir iemand lief te wees, selfs in moeilike omstandighede? Of daai een wat maar net steeds bly opdaag nie? Daardie een wat maar getrou bly wanneer niemand dit raak sien nie? Want iemand wat sê, ek verstaan dalk nie alles nie, maar ek gaan nie van God af weg nie. Hier sien ons Rispa praat nie, die Bybel sê nie een woord wat sy sê nie, maar haar volharding preek. Sy preek nie met woorde nie, sy preek met haar optrede. En daarin sien ons dat sy daar bly sit het, want sy het nie 'n datum gehad wanneer dinge sou verander nie. Tog het sy dag na dag daar gaan bly sit. Sy het bly volhard. En is dit nie soms hoe ons moet leef nie? Ons wil graag weet, wanneer gaan dinge verander? Ons wil 'n presiese tyd hê. Ons wil graag weet wanneer die antwoord gaan kom as ek 'n vraag het. Ons wil so graag weet, wanneer sal hy deur oopmaak? Wanneer gaan die reën kom? Maar hier sien ons, God gee nie altyd vir ons die hele pad vooruit nie. Sy het daar gesit en sy het nie geweet wanneer daar 'n verandering gaan kom nie. En soms gee God ons net genoeg genade vir vandag. En daarom kry jy daardie genade vir vandag se gehoorsaamheid, vir vandag se geloof en vir vandag se getrouheid. En dan kry jy môre maar weer dieselfde genade en Rispa bly. En dan sien ons hierdie mooi deel daar, haar volharding word uiteindelik raak gesien. Daar word geskryf, toe aan Dawid meegedeel is wat Rispa, die dogter van Aja, die byvrou van Saul, gedoen het. Daardie gedrag van haar op daardie stil heuwel waar sy bly sit het. Dawid hoor daarvan. En wat gebeur dan? Dawid kom in beweging oor 'n ma wat weier om haar kinders verder te laat verneder. Wat weier dat hulle langer daar aan 'n paal gaan hang en verder in skande gaan wees. En dit beweeg Dawid om Saul en Jonathan se gebeendere te gaan haal en ook die van hierdie 7 manne. En hierdie manne word almal begrawe. En hierdie is belangrik, want hierdie verhaal eindig nie met manne wat op pale bly hang nie. Daar kom 'n einde aan hierdie verhaal, daar kom 'n waardigheid, daar kom 'n behoorlike begrafnis. En dan kom die laaste sin, een kort sin. Maar dis die sin waarna hy die hele gedeelte eintlik beweeg het. En daarna het God hom oor die land ontferm. En hierdie is die klimaks. Nie Rispa nie, nie Dawid nie, God. Want hier sien ons, hierdie verhaal begin met 'n land wat swaar kry. Dan bring dit ons by Dawid wat die Here gaan soek. Dan kom hierdie ou saak na vore. En dan bring dit ons by Rispa wat bly, wat weier om weg te gaan. En dan bring dit ons by Dawid wat reageer. En dan by God wat hom ontferm oor hierdie volk. En dit is belangrik om raak te sien dat die hele Here se geregtigheid en die Here se ontferming nie teenoor mekaar staan nie. God neem sonde ernstig op, wys hierdie verhaal vir ons, want God is heilig. God is regverdig, maar dieselfde God is ook vol ontferming. En daarom eindig die gedeelte nie by hierdie by oordeel nie, dit eindig by daarna het God hom oor die land ontferm. En dit is waar hierdie verhaal vir elkeen van ons persoonlik word. Want miskien is hier iemand wat vandag in hulle lewe deur 'n droogte gaan. Nie 'n letterlike droogte in jou land nie, maar 'n droogte in jou hart. Jy bid, jy wag, jy probeer verstaan, en tog lyk dit vir jou of niks verander nie. En dan sê die verhaal nie vir jou dat jy skielik al die antwoorde moet hê nie. Nee, dit wys vir jou 3 eenvoudige dinge wat ons vanmôre hier kan saamvat. Soek God wanneer jy nie verstaan nie.
soos wat Dawid hier gedoen het. Bly getrou wanneer die wagtyd lank word en vertrou God met die einde van die verhaal. Rispa het nie geweet, toe sy daar gesit het, hoe daardie verhaal gaan eindig nie. Dawid het nie in die begin geweet, wat die uiteinde sou wees nie, maar God het geweet. En uiteindelik kom daar 'n dag waarop hierdie verhaal sê, daarna het God hom oor die land ontferm. Wil ons nie so maklik hê, God moet vir ons die hele verhaal altyd wys nie. Maar geloof beteken, dat ons soms maar net die volgende tree kan sien. Ons kan nie altyd die einde sien nie, ons kan nie altyd verstaan wat God doen nie, maar ons weet wie God is, en daaraan kan ons vashou. Want elkeen van ons kan weet, God is getrou, hy is regverdig, hy hoor, hy sien, en hy vergeet nie, en dan sien ons en hy ontferm hom. Ons sien in hierdie verhaal vir Dawid, 'n man wat nie verstaan nie, maar wat die Here soek. Ons sien God, 'n God wat nie sy woord vergeet nie. Ons sien vir Rispa, 'n vrou wat so lief gehad het, dat sy nie weggegaan het nie. En dan sien ons 'n God wat hom ontferm. En miskien is dit die boodskap wat elkeen van ons vanmôre moet saamneem. Wanneer jy in die lewe dinge nie verstaan nie, en ons leef in 'n lewe wat dit so maklik gebeur, dat daar dinge met ons gebeur wat ons nie kan verstaan nie. Ons leef in moeilike tye. As jy in die lewe dinge nie verstaan nie, soek God. Wanneer die wagtyd in jou lewe so lank voel, dat dit ook nie, jy nie weet wanneer dit gaan ophou nie, bly getrou. Wanneer jy nie die einde kan sien nie, vertrou op God. Want jy hoef nie altyd te weet hoe die verhaal gaan eindig om God te vertrou nie. Jy hoef hom net te ken. Die God van Rispa is vandag nog steeds God. Die God wat nie vergeet nie. Die God wat hoor, die God wat sien. Die God wat regverdig is en die God wat hom ontferm. En daarom, wanneer jy hierdie week by 'n plek kom waar jy nie verstaan nie, moenie net vra, waarom gebeur dit nie? Vra, Here, wat wil U hê moet ek nou doen? En dan soek hom. Luister na hom. Bly getrou en vertrou hom in die einde. Want die God van wie aan die einde van hierdie verhaal gesê word, daarna het God hom oor hierdie land ontferm, is steeds dieselfde God. En aan hom behoort al die eer, nou tot in ewigheid. Amen. Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit as ons vanmôre so uit die woord kan hoor, dat U getrou is. Ja, Here, dat ons in hierdie gedeelte sien dat U 'n heilige God is, dat U 'n God is wat sonde haat. Ja, Here, dat U ook 'n regverdige God is. Maar dat U ook 'n God van ontferming is. En Here, mag dit wees dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, wat hierdie boodskap hoor, ook in ons lewens sal leer, dat wanneer dinge vir ons nie maklik lyk nie, wanneer ons nie al die dinge verstaan nie, dat ons U sal soek. Maar Here, dat ons U nie net sal soek nie, dat ons sal luister na U, en dat ons getrou sal bly, en dat ons U sal vertrou met die einde. En dankie Here, dat ons mag weet, dat elke belofte in die woord waar is, omdat U 'n getroue God is. En
En die grootste belofte is dat elkeen van ons vanmôre kan weet dat Jesus Christus ons verlosser, ons saligmaker, ons Here is. En dat vir elkeen wat hom aangeneem het, hier gekom het en die volle prys betaal het, ons skoon gewas het, ons nuut gemaak het. En dankie Here dat ons mag weet, omdat U regverdige, omdat U 'n getroue God is, dat ons daaraan kan vashou. Wees U in hierdie week met elkeen van ons en gee dat ons sal uitgaan en hierdie lewe sal gaan leef waar ons aan U sal vashou elke dag. En mag dit wees, Here, dat nie een van ons sal twyfel ooit aan U getrouheid nie. Lei ons, dra U ons en gee dat ons elke dag in die voetspore sal stap en meer sal word soos U wil hê ons moet leef, deur die krag van die Heilige Gees wat in ons woon. En ek bid dit vir elkeen in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons dankie dat ons mag weet U is 'n getroue God. En my gebed is dat elkeen van ons vanmôre hier sal uitstap en dat ons U genade sal beleef
en dat U vrede oor elkeen van ons sal kom. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.